Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Een van die grootste vermoëns wat die Here aan ons gegee het, is die krag om te kan kies. Daagliks word ons met letterlik honderde keuses gekonfronteer. Die vraag is, hoe maak ons die regte keuses? Dink gou vir 'n oomblik aan jou eie lewe. Wanneer jy besluit het om te neem, gaan jy gewoonlik saam met die stroom en doen jy wat ook al reg voel, of bid jy vir wysheid en vra vir God vir insig? Spreuke 3 vers 5 tot 6 sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. En is so maklik om op jou eie insig te staat te maak, is dit nie? Dit is juis wanneer dinge nie uitwerk nie, want dan is dit gewoonlik my eie planne en nie God se nie. Vers 7 sê, wees nie wys in jou eie oë nie. Baie Christene sukkel om besluite te neem, omdat hulle bang is dat hulle dalk verkeerd by God gaan hoor. Tog is dit God se begeerte om vir ons rigting te gee en om met ons te praat. Nou, God praat met ons hoofsaaklik deur sy woord, maar een van die maniere hoe hy ook met ons kommunikeer, is deur ons vrede te gee, wanneer hy in 'n saak is. Kolossense 3 vers 15 sê, en laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Maak seker, jy het vrede in jou hart wanneer dit kom by die maak van besluite in jou lewe. En as jy 'n groot besluit moet neem, bring dit voor die Here en vra vir sy leiding. En onthou, wanneer jy hom in al jou weë ken, sal hy jou paaie gelyk maak. As jy nie gewoond is om oor besluite te bid nie, kan dit in die begin dalk vir jou vreemd wees. Maar hoe meer jy die Here soek en om hulp vra, hoe makliker word dit. En hoe meer sensitief sal jy word vir die rigting waarin hy jou wil stuur. Here, vandag is dit my hartsbegeerte om U te ken in al my weë. Laat U vrede my deur enige onsekerheid lei en help my om keuses te maak wat U eer. In Jesus naam bid ek dit. Amen.